Hallo almal. Die afgelope maand het ons in die gemeente 'n reeks oor gebed gedoen. Henny het begin en sy tema het gehandel oor gebed wat 'n kosbare geskenk van God aan ons is. Julle kan gerus op ons YouTube kanaal kyk, al die boodskappe gaan daar wees en hulle is relevant ook vir my boodskap van vandag. Want die bestuur het voorgestel dat ek dan aan die einde van die reeks afsluit en dit wat gepreek is en geleer is, dat ek dit prakties gaan toepas vanuit die lewens van mense. Aanvanklik was die gedagte dat ek mense uit die geskiedenis gaan uithaal en ek het daaroor gebid en ek glo dat die Here dit op my hart geplaas het, dat ek eintlik oor my eie storie moet praat. En een van die goed wat my daaraan laat dink het, ek het op 'n stadium terwyl ek so voorberei het vir die boodskap, toe onthou ek 'n herinnering wat ek gehad het toe ek baie jonk was. Ek dink ek was 7 en in graad 1. En ek was maar nog 'n goedgelowige dogtertjie, hoor, ek het nog in Kersvader geglo. En ek onthou aan die einde van die jaar met Kersfees, ek en my sussie het 'n kamer gedeel en ons het in so 'n groot dubbelbed geslaap. En my ouers het vir ons elkeen 'n kussingsloop op die voetenend van die bed vasgebind. Met natuurlik die vooruitsig dat die volgende oggend gaan daar vir ons elkeen 'n geskenk wees van Kersvader. Nou, baie buite my aard het ek die volgende oggend voor my sussie wakker geword. En sy het nog lustig gelê en slaap en ek loer toe vinnig in my kussingsloop. Julle, en daar sien ek hierdie mooi klaviertjie. En ek is baie in my skik. Maar toe begin ek nou nuuskierig raak oor wat in my sussie se kussingsloop is. En ek gaan loer toe in haar sloopie en ek sien, jene, maar Kersvader het vir haar een van hierdie fluitklaviertjies gegee. En skielik is ek nou nie meer so tevrede met wat ek gekry het nie. En ek besluit ek gaan die 2 geskenkies omruil. En ek gaan lê weer so terug in die bed. En ek moet erken, dit was die eerste ernstige morele dilemma waarmee ek gestoei het. My skuldgevoelens. Ek is seker Kersvader sou nie uitvind, want hy is klaar weg van die geskenke wat omgeruil is nie. Maar om 'n lang storie kort te maak, ek het toe op die ou einde van die dag die geskenkies gaan omruil. Hierdie ervaring met 'n geskenkie wat ek aanvanklik mee tevrede was en nie wou hê nie. En ek het dit vergelyk met iemand anders en maar op die ou einde vandag het ek dit maar weer omgeruil en ek was toe op die ou einde baie tevrede met my geskenk. Inteendeel, die klaviertjie het vir my baie vreugde gebring. Het my laat dink aan dis hoe my pad loop met gebed ook my hele lewe lank. Hierdie storie vanuit my dagboeke is eintlik my storie van 'n gebedswandeling wat ek met die Here loop. En hier's my storie. Ek het my graad 1 tassie hierso, ek hoop julle kan dit sien. En binne-in is my dagboeke. En ek gaan dit net gou uithaal. Hier is 'n hele bondel van hulle, nog nie almal nie, daar's nog 'n paar ander ook. Maar hierdie hanteer die maklikste. En die eerste enetjie, die pink enetjie, is waar my storie regtig begin het op 'n plek waar ek beleef het dat gebed is iets wat werk. Ek het van moedersknie af groot geword en van die Here geweet. My ma het vir my die kinderbybel uitgelees en die Here was nog altyd vir my, hy was daar. Maar dat op 'n dag iets gebeur wat my regtig laat besef het, maar weet jy wat, wanneer ek praat, dan hoor die Here. En ek sal nooit vergeet nie, ek was in die ou standaard 6, vandag se kinders ken dit is graad 8. Ek het in die hoërskool ingekom in 'n nuwe klas waar ek niemand geken het nie. Die maats het mekaar geken en ek het eenkant gevoel en hulle het nie regtig nodig gehad om iemand nuuts in hulle groepies in te bring nie. En ek was alleen en ek het een aand gaan sit en ek het vir die Here gevra, Here, ek is alleen, stuur asseblief vir my ook iemand. En om die waarheid te sê, ek het nie eintlik verwag dat hy
iets gaan doen nie, of dat hy my eintlik hoor nie, ek is mos maar net geleer om gebedjies te bid. En die volgende dag toe ek by die skool kom, toe stap daar 'n meisie in, 'n nuwe skoolier. En ek en Debbie het die wonderlikste vriende geword, maar daai dag onthou ek my verbasing, hoor die Here het regtig jou gebed gehoor, hierdie God leef, en hierdie gebed is 'n ding wat werk. En so het my pad met die Here en met gebed begin loop. En die volgende, dink ek, belangrike wending was, toe ek in standaard, wat ek gou dink, ja, dis standaard 8, vandag se graad 10, het ek ernstiglik begin joernaal hou. En ek wil vir julle 'n stukkie lees wat ek daar geskryf het. My eerste inskrywing op die eerste bladsy, 11 Januarie 1984. So julle kan al begin aflei, hoe oud is hierdie auntie. Ek skryf daar, liewe dagboek. Vandag was my eerste dag in standaard 8. Dit was goor. En dan eindig ek met die laaste sinnetjie, wel, môre is nog 'n dag. Dit sal wel beter gaan, mettertyd. En dan sê ek hierdie woorde, ek moet net bid en moed hou. Dalk maak dit alles van my 'n beter mens. En so het my pad begin met die Here en met gebed. En ek het gou-gou agtergekom dat wat gebede aanbetref, dat ek nie altyd die antwoorde het nie. Want ek het gedink, gebede word nie altyd geantwoord nie, so het ek geglo. En daarom wil ek ook vir julle aanmoedig, kyk gerus na die tweede boodskap in die reeks, Daniel se preek wat handel oor die unanswered gift. Wanneer ons gebede lyk asof dit nie deur God geantwoord word nie. En daar het ek ook ervaring beleef, want juis in hierdie standaard 8 graad 10 het ek 'n eerste liefde ontdek. Maar hierdie verhouding het nie uitgewerk nie, en ek het baie snot en trane gehuil oor hierdie ou mannetjie. Maar hierdie ervaring met hierdie liefde wat ek so graag wou hê, moes uitwerk. Ek onthou ek op my bed gelê het en gesê, Here, asseblief, help dat hierdie verhouding werk. Moes ek leer dat die Here antwoord, maar nie altyd soos wat ek dit wil hê nie. Soms sê hy ja, soms sê hy nee, soms sê hy nie nou nie, en ander kere nie so nie. En in hierdie geval, met my eerste liefde, was God se antwoord nee. Ek kon dit nie verstaan nie, en ek was hartseer, en ek het vir die Here gesê, hoor jy my dan nie? Wil jy nie vir my iets wonderliks hê nie? Ek is 16, ouens. Eers later het ek besef, dat God se nee was 'n fantastiese nee. Want ek was nie reg vir hierdie verhouding nie. Absoluut nie gereed om te hanteer wat oor my pad sou kom nie. So die Here het my van daai pad afgehaal. En so het ek begin leer en groei in my verhouding met die Here en hoe om te bid. Ek het geleer wat gebed is en wat dit nie is nie. En dan wil ek ook vir julle aanmoedig om gerus te gaan kyk na die derde preek in die reeks, Ben se woord wat hy gebring het oor the wrong gift. Want soms verstaan ons nie mooi wat en hoe om te bid nie. En een van die goed wat ek moes leer, en wat Ben ook aanspreek, is dat gebed is nie om God se arm te draai, om te kry wat ek wil hê nie. Julle en ons het al baie sulke gebede gebid. Gebede wat, dis my eie begeerte, dis my begeerte, nie noodwendig God se wil nie. En ek bid dinge, en dit lyk vir my asof die Here antwoord, en ek het vrede oor hierdie antwoord, en dan gaan ek aan om te doen wat ek wil hê. Want ek sien hierdie vrede as 'n teken van God se goedkeuring. En dis nie verkeerd om vrede as 'n teken te sien nie, maar onthou net, dis nie die enigste teken nie. Dit laat my so dink aan Jona.
Jona wat van die Here gehoor het, hy moet die mense van Ninive gaan waarsku. Dis God se wil, dat mense gered moet word. Maar Jona wil nie dit hoor nie. Met 'n vorige geleentheid het die Here vir hom ook 'n profetiese woord gegee, en dit was vir hom goed gewees om daai woord te gaan lewer, want die Here het gesê hy gaan Israel se vyande vernietig. Jona het met oorgawe hierdie woord gaan spreek, en hy was die held van Israel gewees. Maar nou kom die Here na hom toe en sê vir hom, nou moet hy genade gaan uitspreek oor Israel se vyande. En ek neem aan, Jona het baie mooi gerasionaliseer, dat dit nie eintlik iets is wat hy moet doen nie. En daarom het hy na Joppe toe gegaan. Daar by Joppe, skielik hier is 'n skip wat na Tarsus toe gaan. Ek is seker Jona het gedink, wow, hier voorsien die Here 'n oop deur. En dit lyk dat terwyl Jona op die skip is, ten spyte van die feit dat daar 'n woeste storm is. Maar dan lees ons verder in vers 5, te midde van hierdie storm, Jona lê in slaap. Hy is amper 'n prentjie van iemand wat vrede het met die wêreld. Maar ons ken die uitkoms van hierdie storie. Jona word opgedis in 'n vis. Want hy het die Here se arm gedraai en gedink hy het vrede oor sy situasie. Maar hy was nie in die wil van die Here nie. En dikwels wanneer jy bid, al is daar vrede in jou hart oor hierdie saak, want dit is iets wat jy so graag wil hê en jy glo dis goed en reg, dan gaan tye kom waar die Here sê, nee, want dis nie my wil nie. Dis nie 'n lekker ervaring nie, want ons is dikwels geneig om te sê, Here, maar my wil is nie sleg nie. En dalk is jou wil nie sleg nie. Maar God se wil is beter, want sy wil is die beste. En dan het ek verder ook geleer, dat gebed is nie 'n performance nie. Daar's nie 'n sekere manier om te bid nie. Daar's nie spesifieke woorde om te bid nie. Daar's nie spesifieke posisies om te bid nie. Want daar was al tye wat ek plat op 'n mat gelê het, en 'n poel water uitgehuil het. En nie mooi met die Here gepraat het nie, want ek was so seer gewees in 'n groot krisis wat ek en my man moes deurgaan in 'n werksituasie. Maar ek het op daardie mat gelê, en toe ek daar opstaan, het ek 'n wonderlike gebedsverhoring beleef, nog nie 'n uitkoms uit die situasie nie. Maar die Here het op so 'n wonderlike manier vir my kom bemoedig, en ek het besef, ouens, wanneer jy so rou is, wanneer jy so seer is, jy kan op enige plek lê, jy kan op enige manier sit of staan, jy kan uitwurg wat jy uitwurg, die Here hoor jou. Jy het nie nodig om te wag, totdat jy heilig voel, totdat jy op die perfekte plek sit en die mooiste woorde kan sê nie. Dit laat my dink aan hierdie storieetjie van hierdie 3 pastore wat in die sitkamer gesit het en met mekaar gesels is oor wat is die beste posisie om te bid sodat die Here kan hoor. En die een dominee het gesê, nee ouens, jy moet op jou knieë sit, hande in die lug, dan hoor die Here jou. En 'n tweede pastoor het gesê, nee, jy moet voor die Here staan en jou hande waai en dan bid en uitroep en die Here gaan jou hoor. 'n derde pastoor het gesê, nee, jy lê plat op die grond voor die Here in 'n nederige posisie. En jy praat saggies en die Here hoor jou. En so eentjie verder in die huis was 'n elektriesien besig om aan die elektriese bord te werk en hy het hulle so gestaan en luister. En hy sê toe vir hulle, pastore, kom ek sê vir julle, wat is die beste posisie om in te wees vir 'n gebed om kragtig gebid te word. Hy sê, wanneer jou voet gly en jy daar aan die elektriese paal hang en rondswaai enkele sentimeters ver van 'n lewendige kabel, dan bid jy. Dan bid jy dat die sparks fly. Maar ek wil julle aanmoedig, gaan kyk 'n bietjie na Dawid se preke.
soveel van sy preke en psalms is wat hulle noem imprecatory psalms. Dis psalms waar Dawid oor sy vyande praat. En hy praat nie regtig mooi nie. Psalm 35 vers 6. Psalm 55 vers 16. Psalm 109 vers 29. Dis psalms wat ons eintlik noem verwensende of vervloekende psalms. Dis gebede waar hy werklik die slegste goed sy vyande toewens. Maar wat leer ons in hierdie psalms? Ons leer nie wat om te bid nie, maar ons leer hoe om te bid. Ons leer by Dawid hoe om ons binnekant, maak nie saak hoe lelik dit lyk nie, met die Here te deel, om skoon te maak dit wat hier binne-in is. En 'n vertroue te hê in jou God, dat hy jou hoor, dit wat jy by jou mond uitkom. Hy weet in elk geval wat binne in jou hart is. So moenie dat dit wat in jou hart is en dit wat by jou mond uitkom, nie ooreenstem nie. Bid wat jy voel. En dan het ek ook geleer, gebed kom nie altyd in die vorm wat jy verwag nie. Ek het gesê, soms sê die Here ja, soms sê hy nee, soms sê hy nie nou nie, of ander kere nie so nie. En omdat dit soms in die antwoord in 'n vorm kom wat jy nie herken nie, verstaan 'n ou nie altyd dat die Here jou wel gehoor het nie, en dat hy jou gebede antwoord nie. En in hierdie geval wil ek vir julle vertel, terwyl ons kinders nog klein was, het ons op 'n stadium, ek het laas vir die gemeente gesê, dit was in 'n tyd toe ek en my man nog jonk en arm was. Nou is ons nie meer jonk nie, maar die Here is nog steeds goed vir ons. Terwyl ons jonk was, het ons so graag begeer om 'n bussie te kry. Van daai bussies wat hulle noem het Volkswagen Syncro bussies, hulle was 4x4, en in daai tyd kon jy nog op die strand ry met die bussie. Ons wil so graag so 'n bussie hê as ons met vakansie gaan. En ons het gebid en gevra, Here, as dit U wil is, help ons, maak die deure oop, maak dit vir ons moontlik, finansiëel, om hierdie bussie te kry. En ons het geglo, die Here sê vir ons, ja. Die bussie het soos 'n wonderlike antwoord op ons gebed gelyk. Maar julle, as die Here tog maar eerder daai ja, en nee gemaak het. Want ons het met daai bussie soveel probleme gehad. Ons het gaan staan op omtrent elke plek in die land waar ons was. Ons kinders was al so gewoond dat hierdie bussie breek, dat as hy iewers op 'n plek gaan breek, dan maak ons die glydeur oop, hulle klim uit en hulle begin so lank speel, waar ook ons is. Waar ons ook al is. Of dit nou in die sandduine is, op 'n 4x4 roete, of iewers op 'n verlate strand. En uiteindelik het ons met daai bussie gerol. Ons het die grootste ongeluk van ons lewe gehad. Maar die Here het voorsien, en ons kon 'n ander bussie in sy plek kry. En dan wil ek net gou vir julle iets lees. Een van my dagboeke hier kry. 'n Kort tydjie nadat ons die bussie kon vervang het met 'n ander bussie, lees ek op 18 Februarie. Ons kombi is sopas gesteel. En waar? Ons was besig om by ons kerk te bid. Ons het 'n worship aand gehou, en ons was besig met gebed. En terwyl ons so in die gebed sit, die bussie het so lekker engine gehad, hy kon vreeslik mooi brul. En terwyl ons bid, toe hoor ons hoe brul daai engine. En my arme dierbare man het uitgehardloop. Hy was toen nog jonger gewees, ek dink hy het gehoop hy gaan daai bussie kan inhaal, en wie ever die bussie steel, panel beat, maar hy toe die bussie so in die verte sien verdwyn. Daar ry ons antwoord op gebed.
En dan lees ek verder, net op die volgende bladsy. Die dag nadat die kombi gesteel is my selfoon ook gesteel. Ek is bitter kwaad. 'n Mens verstaan nie altyd nie, jy dan nou die Here vertrou. En jy glo dat dit 'n wonderlike getuienis is, kyk hoe die Here voorsien. En dan gebeur die een slegte ding na die ander ding. God se antwoord wat 'n ja was, wat ek eerder 'n nee wou hê, was nie verkeerd nie. Want daai bussie het ons geleer om afhanklik van die Here te wees. En om hom te vertrou vir uitkoms. En om dankbaar te wees. Ons het baie stories van hoe die Here vir ons wonderlik voorsien het. Mense, daar is nie 'n resep vir gebed nie. Want God is nie 'n gereg nie. Hy is 'n persoon wat jy moet leer ken. En ek het so 'n lyntjie gaan uitdink, maar ek moes hom in Engels doen, want hy werk nie vir my lekker in Afrikaans nie, ek hou van hoe die woorde klink. The more true knowledge I have of a person, the more true connection we can enjoy. Wanneer ek iemand werklik ken, is daar werklike konneksie. Is dit nie waar van jou huwelik nie? Is dit nie waar van jou kinders nie? Ons het baie dieper konneksie met ons man, vrou, met ons kinders, omdat ons hulle ken, ons weet wie hulle is. Baie meer as net met 'n kennis of iemand wat in die winkel by ons verbyloop. Maar let op die noodsaaklikheid van hierdie woord, die ware kennis. True knowledge. Lees ons nie Jesus se woorde in Johannes 8 vers 32, wat sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Waarheid is nodig in 'n verhouding. En dan moet ek vir julle sê, wanneer ek hierdie dagboeke so bekyk, dan is dit vir my hartseer om te erken dat my gebede dikwels swak was. My erkenning van God se antwoorde dikwels min was, omdat ek God nie so goed geken het nie. En ek sê nie ek ken hom nou ten volle nie, ek is nog steeds in 'n groeiproses om die Here te leer ken. Maar ek het in my pad met die Here 'n paar dinge geleer wat my gebede begin vorm het. En ek wil dit vinnig met julle deel. Wat is die waarheid omtrent God? Basies 2 belangrike dinge. En dan gaan jy jou lewe lank nog verder dinge van die Here leer. Want hy is onuitputlik groot. Jy gaan hom hier op aarde nie ten volle ken nie. Maar die 2 groot dinge wat ek geleer het. Die eerste ding, God is almagtig en absoluut. Ons lees dit in Daniël 4 vers 35. Ek gaan gou-gou hierdie versie vir julle lees, Daniël 4 vers 35. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Hoor mooi die woorde. Ons kan nie vir hom sê, wat doen u nie? Ons mag vir hom vra, wat doen nie? Want ons kan vir die Here vra, wat gaan nou aan? Wat moet ek leer, Here? Wat moet ek verstaan? Maar moenie vir hom sê, wat doen u nie? Want die Here weet wat hy doen. En dan die tweede belangrike ding wat ek van God geleer het, is hy is goed, selfs met die slegte goed. Ek lees vir Jesaja 45 vers 7. God sê daar, ek maak die lig en skep die donker. Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here. Ek doen al hierdie dinge. Lees ons hierdie woorde raak, waar God sê, ek gee voorspoed. Ek skep rampspoed.
Ons hoor baie graag wanneer ons wil hoor God skep voorspoed. Maar ons praat nie sommer oor hierdie ding dat God ook die ene is wat sê ek skep rampspoed nie. Maar dan moet ons ook onthou dat ons dit wat waarheid is omtrent God ook saam lees met 'n ander waarheid. En die ander waarheid is Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Ons sê die waarheid omtrent God is, hy's goed. En hy kan selfs met slegte dinge, vir ons wat sy kinders is, goeie goed doen. Daarom, wanneer jy hierdie twee dinge weet, dat God is almagtig, en hy is goed, te midde van 'n wêreld waar soveel slegte dinge gebeur, waar soveel slegte goed met jou en met my gebeur. Wanneer jy hierdie waarheid regtig glo, dan vra jy minder vrae, want jy vertrou meer. Ek sê jy vra minder vrae, ons hou nie op vrae nie, ons sal altyd vra. Maar jy begin leer om meer te vertrou dat God goed is, en dat hy groot is. En dan kom jy op 'n punt, wat terwyl jy in daai storm is, terwyl jy in daai slegte omstandigheid is, begin jy om God se aangesig te soek. Ek het gesê, hierdie boeke is my storie van hoe ek moes leer om te groei in my verhouding met die Here, hoe my gebedslewe moes begin groei. En dit is my hartseer om te dink dat dit vir my soveel jare vat. Hierdie is die laaste ene wat ek geskryf het. En selfs hy is nog vol vrae, vol worstelinge met die Here. Maar het 'n wending begin kom aan die einde, of hier in die middel rond. Waar ek waarlik hierdie twee dinge, dat God groot en almagtig is, en dat hy goed is vir my, selfs deur slegte dinge, en slegte belewennisse, en slegte mense. Toe ek dit kon begin beleef, en glo en vertrou, het my storms nie minder geword nie. Ons uitdagings en ons storms is nie verby nie. Daar gaan nog kom ook, ek weet dit, en ek is nie pessimisties nie. Ek wil net vir julle sê, wie julle wat krap aan my. Hierdie ding dat 'n onwaarheid omtrent God aan ons verkondig word. Goedkoop beloftes word aan ons opgedis. Wanneer daar vir jou gesê word, hierdie is jou jaar van deurbrake. Deurbrake in jou finansies, deurbrake in jou gesondheid. Dis jou jaar van bevordering. Glo dit net, spreek dit uit, saai jou geld, en hierdie goeie sal vir jou gebeur. Julle, dis 'n onwaarheid wat verkondig word. En dit skep soveel valse hoop by mense, en dan wanneer hulle die einde van daai jaar kom, dan is dit weer 'n jaar wat hulle sê, ag, kan hierdie jaar tog net klaar kry, dat die nuwe jaar kan begin. Want is ons hoop dalk nie nou, dat ons nou maar weer dieselfde goed beloof kan word nie. Jou lewe hier op aarde gaan gevul wees met moeilikhede, met uitdagings en met storms. En ek praat nie in ongeloof nie. Ek saai nie negativiteit nie. Ek wil juis vir jou sê, daar's vir jou soveel meer oorwinnings, soveel meer hoop. Want as jy God leer ken vir wie hy regtig is, wanneer God jou alles word, dan wil ek vir jou sê, then your story becomes his story. Is dit nie die woord wat history uit bestaan nie? His story. En wanneer jy die hand vertrou wat jou storie skryf,
Al is dit soms moeilik. Moet jy weet, hy maak dit makliker. Al is dit lelik, kan hy dit mooi maak. Al is dit swaar, maak hy dit lig. Die kinders sing 'n liedjie by die Sondagskool. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Julle soms in die eenvoudigste Sondagskool liedjies lees ons die grootste waarhede raak. Lees jou Bybel. Bid elke dag. Hou aan. Moenie ophou nie. Moenie dink net omdat jy nie dadelike antwoord gekry het, dat God jou nie gehoor het nie. Moenie dink dat net omdat dit wat jy spesifiek gevra het, jy dit nie gekry het nie, dat hy jou nie gehoor het nie. Jou antwoord kom. En daarom wil ek julle ook aanmoedig, kyk na die 4de boodskap in die reeks, Kobus se boodskap oor using the gift with expectation. Ek wil eerlik met julle wees, daar is gebede wat ek vir ons gemeente al bid vir meer as 20 jaar. Sommige sien ek in vervulling kom. En sommige sal ek dalk soos George Miller eers na my dood in die hemel sien instap. George Miller het 5 kosbare vriende gehad, wat nie die Here geken het nie. En in sy leeftyd het hy vir hulle gebid, en 4 van hulle tot bekering gekom. En George het gesterf sonder om die 5de een te sien by die Here uitkom. Maar die 5de vriend het op George se begrafnis die Here ontmoet. En George het al 5 van hulle in die hemel ontmoet. Wat wil ek daarmee vir jou sê? Wat ook al jou situasie is, wat ook al jy graag van die Here wil hê, onthou, jou God is groot en jou God is goed. En daarom wil ek afsluit met hierdie woorde. God is groot, God is goed. Daarom hou ek aan met bid en groei tot die dag wat ek groet. Amen.